sê ek nou aan. Goed. Nou vandag se storie is waar God vir Abraham onthou. So, wie weet wie is oom Abraham? God het vir oom Abraham gemaak, maar oom Abraham is nie God nie. So Abraham, hy was 'n man, hy was baie lief vir God, maar hy het eers ander gode, hy het sommer sulke beeltjies gemaak, dan buig hy voor hulle, of hy het vir die maan gebid, en hy het nie vir God gebid nie, en toe roep God hom. Toe sê hy, Abraham, toe sê Abraham, ja, hier is ek, en toe sê God vir hom, ek wil hê jy moet na 'n spesiale land toe gaan, wat ek vir jou gaan gee. So vat jou vrou, en dan gaan julle na hierdie land toe. Maar Abraham, hulle kon nie kinders hê nie, hy en sy vrou, hy wou baie graag 'n kind gehad het, maar toe beloof God vir hom, ek gaan eendag vir jou 'n kind gee. Goed, 'n lang storie kort te maak, maar sy boetie se seun het ook saam gegaan, Lot was sy naam. En toe eendag toe begin die mense wat Lot se skape en bokke oppas, en die mense wat Abraham se skape en bokke oppas, toe begin hulle met mekaar beklei. Toe sê hulle, nee, ons was eerste, hierdie gras is vir ons skape. Toe sê die ander herders, nee, ons het al gister hier gekom, julle is nou eers vandag hierso. En hulle beklei met mekaar, en toe sê Abraham, dis nie goed nie. Ek wil nie, want Lot is my familie, ek wil nie hê ons moet kwaad wees mekaar nie. Toe sê hy, Lot, kan jy gou hierso kom, ek wil gou met jou praat. So, wat ons gaan doen is, jy kan eers kies, watter kant toe jy wil gaan, en dan vat jy jou skape en bokke soontoe, en dan sal ek aan die ander kant toe gaan. En toe kyk Lot so, en toe sien hy, toe sien hy, daar is mooi groen gras, by die see, maar is nie 'n see soos met soutwater nie, is net soos 'n meer, maar hulle noem dit 'n see, daar's genoeg water om te drink vir die bokke en skape, en toe later toe dit die dooie see geword, want God het Sodom en Gomorra gestraf, en al die vuur en die swaal, toe maak het daai water sleg. Maar toe was dit nog goeie water, en baie groen gewees, baie bome, baie gras, en toe dink Lot, ek wil soontoe gaan. Toe sê hy, kom julle, sê hy vir sy skaapwagters, en toe gaan hulle soontoe, laat hulle skape en bokke lekker gras kan hê. Maar toe sit hy sy tent, naby 'n baie slegte plek, waar mense het in daai dorp gebly, daai stad se naam was Sodom, hulle was verskriklike mense. En toe, later het Lot gedink, het lyk eintlik lekker om al binne te bly, ons baie winkels, en ons baie mense, ons kan vriende maak, en toe trek hy in die stad in. Toe besluit God, hy gaan daai stad straf, want daai mense is so sleg, hulle hou net nie op met die lelike goed wat hulle doen nie. En eendag, toe kom daar 3 mans, en hulle stap so naby Abraham se tent, en Abraham het daar gesit in die koelte, toe kyk hy so ver, is hierdie ouens wat aankom. En toe hulle nader kom, toe sê hy, hallo, en toe waai hulle terug vir hom, en toe kom hulle tot by sy tent, sê hy, sit hier onder die koelteboom, kom ek gaan gou vir julle kos maak, ek gaan gou my vrou vra, dat sy so lank vir ons lekker kos maak, en hy vra een van die slawe dat hulle 'n kalfie slag, lekker vet kalfie, dat dit genoeg vleis is vir almal, maar hy het nie geweet, daai was nie eintlik 3 gewone mans nie. Dit was engele, wat gekom het dan, want engele is nie mense nie, maar hulle kan so verskyn, dan lyk hulle soos 'n mens. 2 van hulle was engele, en 1 van hulle was God. En toe sit hulle daar by Abraham, hulle eet lekker, hulle gesels lekker, en toe begin Abraham besef later, wag 'n bietjie, hierdie is nie net gewone mense nie, want toe hy nou saam met hulle stap, en hulle gaan nou weg, toe praat hy so met hulle, en toe gaan daai 2 van die mans, wat nou eintlik die engele is, toe gaan hulle in Sodom in, om te gaan kyk, hoe sleg die plek is, en vir Lot te sê, hy moet uitkom, wat God gaan daai plek straf. En toe het Abraham saam met die Here gestap, maar onthou nou die Here lyk soos 'n man daar, nie? Nou stap hy saam met hom, hulle gesels, en die Here sê, Abraham is my vriend, ek gaan vir hom alles sê wat ek doen, want dis wat vriende doen, hulle deel hulle geheime met mekaar. En toe sê ek gaan my geheime met hom deel, want ek weet, Abraham gaan vir sy kinders, hy gaan hulle leer van my, hy gaan hulle God se waarheid leer, en terwyl hulle so stap, toe sê die Here, ek gaan Sodom straf, dis hoekom ek gekom het. Ek gaan vuur uit die hemel stuur en dit brand. Toe sê Abraham, nee, Lot bly daar binne, Lot is my familie, dan gaan hy ook doodgaan.
Toe sê hy, Here, maar sê nou maar daar's 50 goeie mense in Sodom, gaan nie die goeie mense ook straf saam met die slegte mense? Toe sê die Here, as daar 50 goeie mense is, sal ek hulle nie straf nie. Sê hy, moenie kwaad word vir my nie asseblief, ek wil net nog een keer vra, maar sê nou maar daar's 45 goeie mense. Sal jy dan daai goeie mense saam met die slegte straf? Sê die Here, nee, dan sal ek nie die stad straf nie. Toe weet Abraham, dit beteken daar's nie eens 45 goeie mense nie. Toe sê hy, Here, asseblief, ek het nou al baie gepraat, maar laat ek nog 'n keer praat, want U is die regter van die hele aarde. U is 'n goeie regter. U sal nie verkeerde goed doen nie. So kan ek vra, wat as al 40 goeie mense? Sê die Here, dan sal ek dit nie straf nie. 30? Nee, ek sal dit nie straf nie. Ag Here, ek weet ek is maar net 'n mens, maar sê nou maar daar's 20 goeie mense. Sê dan sal ek hulle nie straf nie. Toe sê ek, kan ek nog een keer vra, wat as daar 10 goeie mense is? Sê die Here, dan sal ek hulle nie straf nie. Daar was nie eers 10 goeie mense in Sodom nie. Daai engele was toe in Sodom. Hulle kom by Lot. Lot het vir hulle gesê, hey, goeiedag julle. Maar hy het nie geweet dis engele nie. Toe sê hy, hallo, baie welkom. Wil julle sommer na my huis toe kom en kan julle hier bly? En ek het extra beddens en ek het genoeg kos en kan julle daar kom eet vanaand. Toe sê hulle, goed, baie dankie. Hulle kom toe in sy huis in. En terwyl hulle nou wil begin eet, toe klop iemand so aan die deur. Maar nie so nie. Nie so nie. Ek gaan dit nie doen nie. Slaan so aan die deur. Maak oop die deur. Hoor hy van buite af. En nog vies dit. Toe's al die mans van die stad daar. Toe sê hulle, bring daai 2 manne uit wat by jou kom kuier het. Ons wil lelike goed aan hulle doen. Toe gaan Lot uit. Toe sê hy, asseblief julle, hierdie mense bly by my. Hulle is nou my gaste. Ons maak nie so met gaste nie. Sê hulle, so jy wat eers in 'n tent gebly het buite die stad, jy bly nie eens lank hier nie, man, nou wil jy die baas wees. Bring hulle uit, anders dan gaan ons iets baie sleg aan jou doen. En toe sê Lot iets wat ek nie eintlik eers vir julle kan sê nie, want dit was so lelik wat hy gedoen het. Maar gelukkig het die Here dit gekeer. En toe gryp hulle vir Lot, want daai mans het so toe na Lot toe gekom om hom seer te maak. Toe maak die engele die deur oop, hulle gryp Lot so in die arm, hulle pluk hom in, maak die deur toe, en toe slaan hulle daai mense met blindheid. En toe is al daai mans skielik blind, en hulle loop in mekaar vas, en loop in die muur vas, en hulle stamp hulle voete teen 'n klip, en hulle soek almal die deur, want hulle wil nog steeds hulle lelike goed doen. Al het hulle nou net 'n wonderwerk nou net gebeur. Hulle is blind, hulle wil nog steeds lelik doen. En hulle soek, ag vir lank probeer hulle by die deur uitkom, en dan stamp hierdie en daai, en hoekom stamp jy my? Dan stamp hulle mekaar rond, en toe sê die engele vir Lot, jy moet gou hier uitkom. Kry jou dogters, kry jou vrou, laat ons vlug. Want God gaan hierdie stad, hy gaan vuur uit die hemel stuur en dit brand. En toe dink Lot, God maak 'n grappie, wat hy vir hierdie engele gesê het, maar dit was nie 'n grappie. En daai oggend het Lot nog steeds nie gevlug nie, net voor die son opkom. En toe sê die engele, jy moet gou maak. Toe gryp hulle hom net, soos hulle nou gedoen het. Toe gryp hulle hom, sê hulle, kom. En toe sê Lot, want hy bly so lekker in Sodom, in hierdie slegte plek. Toe sê hulle, vlug na die berge toe, anders dan gaan hierdie vuur julle ook brand. En toe sê Lot maar, okay. Toe sê hulle, moenie terugkyk nie, as jy omkyk, dan sal die Here jou straf. En toe vlug hulle na die berge toe, en terwyl hulle vlug toe, draai Lot se vrou, omdat sy wou so graag nog daar wees, sy het so lekker gebly in Sodom, toe sy omdraai toe. Toe word sy 'n soutpilaar, soos harde stukke sout. En toe hy in die berge is, toe staan Abraham, hy vroeg daai oggend, en hy kom daai vuur uit die hemel uit. Toe brandde daai hele plek. En toe sien Abraham net hoe gaan die rook op. En God het Abraham onthou, net soos daar staan. Hy het onthou wat Abraham gebid het, en dis hoekom hy Lot gered het.
Julle paas en maas bid vir julle. Weet julle dit? En julle oupas en oumas ook, dink ek. Dat die Here julle sal onthou. Dat hy vir julle ook sy kinders sal maak. En dat julle nie net sal weet Jesus het aan die kruis gesterf nie. En nie net glo dit is waar nie. Maar dat julle na Jesus sal kom. En sê, vat my sonde weg. Wees my verlosser. En ek glo die Here gaan julle pa en ma onthou. En oupas en oumas soos hy Abraham onthou het. OK, julle kan gaan sit.